wat ons nie by gekom het nie, of as dit ek voel hierdie is te moeilik wat ek wil, dan gaan ek sê, los hierdie vraag uit. Ons gaan myself nie in 'n blik druk oor goeters wat ons nie gedoen het nie. Okay, definitief nie. Ek het 'n gedeelte van vraestel opgestel. Nee, is 'n slegte ding altyd. Okay, goed. So daar, die definisie van die elektriese veld, wat is dit? Dit is die area waar die elektriese lading elektrostatiese krag sal ondervind. En dis waarmee ons gespeel het nou die dag daar op daai vet simulation. Het gaan speel by die huis. Okay, mooi julle. So, jy het die ladings en dan ervaar hulle krag daar ergens tussendeur en dit word genoem 'n elektriese veld. Jy moet weet dit gaan altyd 'n radiaal uitwaarts vanaf die puntlading, menende in 'n sirkelreguit. Okay, dit is altyd van positief na negatief. Hulle begin en eindig loodreg op die lading, menende dit gaan so uit en nie so nie. Okay, so dis nie wat hulle wil sien nie. Hulle wil net sien dit gaan reguit uit en dan begin dit te krul. Okay, en dan die digtheid is 'n aanduiding van die sterkte. So hoe nader die lyntjies aan mekaar is, hoe sterker is die veld. En dan daai twee goeders is net ekstra inligting waar ek nou gaan ingaan nie, want ons het nie tyd nie. En dan moet jy hierdie 4 sketse kan teken. Okay? Menende, as hulle vir jou positiewe lading vra, dan moet jy weet dit gaan weg van die positiewe lading af, negatiewe lading na die negatiewe lading. Wat soek hulle voor? Hulle wil sien dat dit raak daarso en hulle wil sien die rigting. Okay. Nou jy gaan nie so vir my gaan teken nie. Okay, as jy dit doen, dan sê dit vir my 1, jy ken nie jou werk nie en 2, jy het te veel tyd gehad in die vraestel, ons moet die tyd vir jou vraestel korter maak. Okay, jy teken 1 pyltjie per lyntjie. Jy hoef nie 1 miljoen lyntjies te hê nie, jy kan ook net geskryf het so en dan letterlik dit so uitgevat het. Okay, goed. Right, en dan ongelyke ladings trek mekaar aan en gelyksoortige ladings stoot mekaar af. Sjap. Nou by die volgende gedeelte, die elektriese veldrigting en dit is waaroor jou werk die vorige dag was wat ek jou gewys het. Ons wil nou kyk na die rigting van die elektriese veld en dan sy sterkte. En hoe ons dit kyk toets is as ons 'n klein positiewe lading daarin sit wat ons noem 'n toetslading. Okay, so hierdie groot goed word genoem puntladings en hierdie klein, daar is nou swart, maar in daai vet simulation was dit 'n geel dingetjie. Daai klein geel dingetjie word genoem 'n toetslading. Nou toetslading is altyd positief. Altyd. Hulle gaan dit nie vir jou sê nie. Hulle gaan vir jou sê, hulle sit 'n toetslading daar, wat sal die elektriese veldsterkte daar wees? Dan moet jy weet dit is positief. Altyd positief. Okay. Goed, so die definisie van daai ding wat ons daar het, is die elektriese veldsterkte by 'n punt. Jy verraai is 'n lang term, dit is 'n lang term. En hulle gaan jou probeer confuse met die volgende. Dit is mos nou maar wetenskap. Hier het ons die elektriese veld, se definisie, en hier het ons elektriese veldsterkte by 'n punt. So daar's 'n verskil tussen die twee. Die een is, hoe lyk die lyntjies? Die ander een is, in watter rigting gaan in die lyntjie en hoe sterk is daai krag daar. Okay, en hy word genoem 'n hoofletter E. Elektriese veldsterkte by 'n punt. Wat is die elektriese krag se simbool nou weer? Hy's 'n lading. Elektriese krag of elektrostatiese krag eintlik so nie. E. Nee? Of F hier? Ag nee, F. Julle, my kop. F. F is krag. Sorry. Krag. Link in jou kop. Veldsterkte is 'n hoofletter E. Moenie soos ek wees nie. Doen wat ek doen en nie wat ek sê nie. Okay. So die definisie daar is: elektriese veldsterkte by 'n punt, daai punt is daai puntlading, is die elektrostatiese krag wat per positiewe lading by daardie punt ondervind word. Okay. As jy die woord per hoor, waaraan moet jy dink? Deel deur. So wat sê hulle vir ons hier? So hulle sê vir ons die elektriese veldsterkte E is elektrostatiese krag per lading. Dit is die krag per lading. Krag per lading. My maggies, daar is die formule. Okay? So daai formule moet jou help om die definisie te onthou.
Die elektriese veldsterkte by 'n punt is die elektrostatiese krag per, en nou al wat bykom by die lading is per positiewe lading. Want daai spek, daai punt wat ons daar insit is 'n positiewe punt. Okay. Juffrou, jy het 'n hooflettertjie hier is 'n klein lettertjie. Hierso maak dit nie saak nie. Jy kan 'n positief of 'n klein letter gee, maak glad nie saak nie. Okay. Dan sien jy nou hierso het ek hierdie formule ook. Hy lyk vir jou bekend. Hy lyk bietjie soos Coulomb se wet se formule, né? Ja? Okay, waar kom hy vandaan? Onthou julle nou hierdie formule wat ons gehad het, Coulomb se wet, enige twee ladings trek mekaar aan met elektrostatiese krag direk evenredig aan die produk van die ladings en omgekeerd evenredig aan die afstand tussen hulle middelpunte tussen hulle kwadraat. Ja? Dit is hoe jy jou definisies moet ken. Anyway, so ons het hierdie formule. Right? Coulomb se wet. Dan het ons hierdie formule wat ek jou net van vir jou gesê het. As jy hierdie twee met mekaar combine, ons kan hierdie formule gaan herrangskik om te kry F is E maal met Q. Nee, as ek daai Q opvat soontoe, dan het ek F is gelyk aan E maal met Q. So hier het ek F is gelyk aan iets en hier het ek F is gelyk aan iets. So ek kan hulle gelyk stel aan mekaar en dan kanselleer twee van hierdie Q's mekaar uit. En dan kry jy hierdie formule. So dan het jy E is gelyk aan daai. Okay, nou hierdie formule is ook op jou datavel. So jy hoef nie te weet hoe hulle mekaar uitkanselleer of enigiets nie. Al wat jy hoef te weet is dat hierdie twee formules is op jou datavel en om die elektriese veldsterkte by 'n punt te gaan bepaal, kan jy een van hierdie twee formules gebruik. Hierdie formule tel meeste van die tyd 3 punte en hierdie gaan meeste van die tyd 4 punte tel, maar it's not a given. Ek sê meeste van die tyd, ek sê nie altyd nie. Okay, kom ons kyk gou hoe word hulle toegepas. Dit sê, bereken die grootte van 'n krag wat op 'n lading van, okay, info table. Bereken die grootte van 'n krag. Sean, waar kom hy vraagteken by? Hulle sê bereken die grootte van 'n krag. Watter simbool gaan met krag? F. Okay, dan sê hulle vir jou 'n lading. 'n Lading se simbool is nou weer wat, Rico? Okay. Van 8 mikrocoulomb. Bernard, mikrocoulomb? Nee. Nano 9 minus 6. Okay. Hulle sê wat op 'n lading van soveel uitgeoefen word wat in 'n elektriese veldsterkte van soveel geplaas is. 4 maal 10 tot die mag 4. Louis, wat in 'n veldsterkte van daai geplaas is. So, watter simbool gaan met daai 4 maal 10 tot die mag 4? Te weer? Afstand. Laura. Hier. Okay, so jy moet weet, dit is wat hierdie hoofstuk moeilik maak is, wat gee hulle vir jou, wat vra hulle vir jou? So jy moet daai goeters gaan oefen. Okay. Goed, so ons het E is F oor Q. Hulle vra vir jou vir F. E gee hulle vir jou as 4 maal 10 tot die mag 4. En Q is 8 maal 10 tot die mag minus 6. So wat kry jy vir F, Carissa? Jo, Carissa, jy kan dit doen. Sonder 'n sakrekenaar. Wat is 4 maal 8? Sonder 'n sakrekenaar. Wat is 4 maal 8? Wat is 4 maal 8? 32. Goed. Wat is 10 tot die mag 4 maal met 10 tot die mag minus 6? My maggies. En wat is jou eenheid? Newton. Juffrou, ek het hier nie op my sakrekenaar geteken en ek kry 0,32 of ek kry 3,2 maal 10 tot die mag minus 1. It's all the same. Exactly the same answer. Verskillend geskryf. Okay. Wat ek vir jou nou wou vra is... wat ek vir jou wou sê is... Kom ons kyk net gou na hierdie eenheid van elektriese veldsterkte. Waarin word krag gemeet, Aljanay? En ek weet nie waarin word lading gemeet?
My maggie, so sy eenheid is Newton per Coulomb. Chop? Easy peasy. Kan jy sien daar staan Newton per Coulomb? Want Newtons gedeel deur Coulomb. Okay. Goed, volgende een is bietjie moeiliker. Bereken die elektriese veldsterkte, 'n afstand 5 mm vanaf 'n lading van -5 mikrocoulomb. Lenay, gee asseblief my iets wat ek kan invul in my infotabel. Baie mooi. Okay, Jessica, nog iets? Vijf millimeter, werk ons 'n millimeter? So ons gaan sê maal 10 to die mag. Millimeter na meter. Call a friend, ask the audience 50-50. Ek kan jou hoor. Jessica? Call a friend, ask the audience 50-50. Nadia, incoming call. Okay, en dan Nadia, wat se inligting gee hulle vir ons nog? So. Okay, goed, so daar is daai inligting. Hulle vra vir jou wat is die elektriese veldsterkte. Nou sien jy kan nie daai formule gebruik nie. Hoekom nie? Want jy het nie die krag nie. Okay, maar so jy kan nou die ander formule gebruik van KQ oor R kwadraat. Wat is die verskil tussen hierdie formule en die ander formule? Wat is jou naam, Kruiten? Puntlading om die afstand en die puntlading en die konstante om dit te bereken. Nee. Wat is die verskil? Die hierdie een bereken elektriese veldsterkte, die ander een bereken krag. Ek sê nou by kragformule. Sorry het ek dit gesê. Nee. En die kragformule het 2 ladings in en hierdie net 1 lading in. Okay? Nou hy praat daarvan die elektriese veldsterkte vanaf 'n puntlading. Dit is nie wat daai verteenwoordig nie die toetslading nie, dit verteenwoordig die puntlading. So daai vraag kon ek geteken het. Ek kon gesê hierso is 'n negatiewe puntlading en hy het elektriese velde so en nou sit ek 'n toetslading daar en ek wil weet hoe sterk is die elektriese veld daar. So daai -5 is daai ding daar. Is julle met my? En hierdie dingetjie is 'n geel kolletjie. So ek wil weet wat ervaar daai geel kolletjie as hy so ver van hom af is. Ethan, ek het 2 foute gemaak in my formule. Wat is daai 2 foute? Ek het die kwadraat vergeet en wat nog? Ek het 'n minus ingesit en jy mag nie daai minus invul nie. Hy moet 'n positief wees. Het julle dit opgetel? Okay, en toe doen jy die som, Kylien, en toe kry jy, joh, nou moet jy vinnig werk. Ek som my series. Gaat hy. Wat is daai? Newton sê? Eerste wet die voorwaartse toestand van beweging. Jy moet aan die snelheid volhard en sy, dus op die muur om en die na resulterende krag omwinner. Eenheid? Nie nanocoulomb, newtons per coulomb. Nou, Newton is 'n krag. 'n Krag is 'n vektor. 'n Vektor het grootte en 'n rigting. So omdat hy grootte en 'n rigting het, moet hy grootte en 'n rigting hê. Okay? -5 coulomb. Gaan die elektriese veldsterkte weg van hom af of na hom toe, Lara? Kyk op die vorige bladsy, vorige bladsy.
na die minus 5 mikrocoulomb lading. Is dit nou om my daai ander dingetjie altyd positief? Ander dingetjie is altyd positief, die ding is negatief, so hy gaan aangetrokke word tot hom. Okay. Goed. Volgende vraag is 'n moeiliker vraag, maar nog nie die moeilikste vraag wat jy kan kry nie. Sê daar, beskou die rangskikking. Bereken die netto elektriese veld wat deur die ladings veroorsaak word by punt P 1 cm van afkie C. Okay, kom ons imagine gou wat ons hierso gedoen het. Jy's op jou simulation. In ons simulation sit jy 'n positiewe dingetjie hierso. En dan sit jy 'n negatiewe dingetjie hierso en dan sit jy 'n positiewe ding daar. Okay. Kan jy die veldpatrone imagine? Hulle gaan mekaar aantrek, so die veldpatrone gaan so lyk, ja. En hier ook, né? Nee? En nou sit jy die geel punt daarso. En jy wil weet hoe gaan hy lyk? Gaan hy soontoe point, gaan hy soontoe point, gaan hy soontoe point? Jy weet, hoe gaan dit daar lyk? Dit is die vraag. So hierdie goeders is punte wat jy so geplot het en dan sit jy daai geel kolletjie daar en nou wil jy weet hoe gaan hy lyk. Dit is die vraag. As gevolg van hulle almal. Hierdie punt P is altyd positief. Okay, dit is altyd positief. So voordat ek hierdie gaan doen, gaan kyk watter krag ervaar hy as gevolg van hierdie. Okay, goed. So, ek gaan vir myself 'n vrye liggaamsdiagram teken. Maar ek gaan dit 'n veldsterkte krag diagram ding noem. Vector diagram noem. Okay. Hierdie ding is positief. Hierdie ding is positief. Wat doen positief en positief? Sit mekaar af. So my vraag is, ek wil weet wat ervaar P? Wat gebeur met P? So nie wat gebeur met A nie, wat gebeur met P? P gaan opgestoot word. So dit is die elektriese veld as gevolg van A. Want A is positief, P is positief. So A stoot vir P weg. Okay. Goed. P. B is negatief. P is positief. Wat doen positief en negatief? Trek mekaar aan. So P gaan na B aangetrek word. So daar is die elektriese veld as gevolg van B. Nee? En dan het ons hierso positief, wat gaan gebeur? Afgestoot word, so hy gaan opgaan, daar is die elektriese veld as gevolg van C. Okay, so twee goeders gaan hom wegstoot, een ding gaan hom aantrek af onder toe, en die vraag nou is die netto elektriese veld. Netto beteken som van alles. Kan julle sien, hulle is in verskillende rigtings. So ek moet die rigting kies as positief. Wat is die rigting wil julle kies as positief? Op. Okay. So ons kies op as positief. Nou, die vorige kragte diagramme wat ons gedoen het, was, ons het gehad op en af, of links en regs, en dan het ons ook teen 90 grade gehad, né? Onthou julle daai somme? Soort van. Hierdie somme gaan net in 'n reguit lyn wees. Hulle gaan nie teen 'n 90 grade hoek wees. Dis net kragte wat teen 'n 90 grade hoekie is. Hierdie is altyd in 'n reguit lyn. OK, dis maklik. Goed, so. Netto krag. Ek het opgekies as positief, so ek het EA, dan het ek minus EB, en dan het ek plus EC. Nee, want ek het A is op, C is op, B is af. Die feit dat jy daai plusse en minusse reg het, is 'n punt, 1 punt. Nou moet ons 'n formule gaan identifiseer. Ons het twee formules hier, of vir E is dit F gedeel deur Q, of is dit KQ oor R kwadraat. Ons gaan die tweede ene gebruik. Hoekom gaan ons die tweede ene gebruik? Want ons het die grootte van die ladings en ons het die afstande. So ons gaan daai formule gebruik. So ek gaan hierso sê KQA oor R kwadraat minus KQB oor R kwadraat plus KQC oor R kwadraat. Jy kan ook hierdie in 3 verskillende somme, aparte sommetjies ook doen. Maar wetenskaplikes is lui, maar effektief. So gaan ons in een som doen. Nee? Okay. Het ons 'n gemeene faktor hierso? Ja, K is 'n gemeene faktor. So jy kan of elke keer dit gaan oor uitskryf of
Jy kan hom net uithaal as die gemeene faktor. Nee? Ja, dis hoekom ons wiskunde doen om kort paaie te vind in die lewe. Okay, nou gaan ek begin fokus. Die lading van A is 1 coulomb, dis nie mikrocoulomb of nanocoulomb of enige soetsie, so ek kan net invul 1 minus B se lading is 2. Gaan ek insit minus 2? Nee, daai minus het klaar die rigting, of daai minus het klaar die rigting veroorsaak wat maak dat ons daar minus skryf, actually. Okay, maar daai minus is nie daai minus nie. Daai minus is te veel elektrone, daai minus is rigting. Okay, so daai minus veroorsaak daai minus, maar hy is nie daai minus nie. Okay. Dan plus 6, sakkie toe. Okay. Jy sal sien, ek doen altyd die afstande laaste. Hoekom? Want hulle gaan jou probeer uitvang by die afstande. Okay, so nou fokus ek. Daai 1 was by A. So wat is my afstand daar? Dis die afstand tussen A en P. Wat is daai afstand? 7 centimeter. Ergens 'n centimeter? 7 maal 10 to the mag minus 2 kwadraat. Ek sien uit na my chocolates. Okay. Nou, daai 2 is B. So dit is tussen P en B is 3 centimeter. So is 3 maal 10 to the mag minus 2 kwadraat. En dan tussen C en P is 1 centimeter. 1 maal 10 to the mag minus 2 kwadraat. Okay, en nou gaan jy dit one shot in jou sakrekenaar invul en almal oefen dit. Elke liewe siel vandag in hierdie klas. Sean, het jy al 'n sakrekenaar? Halleluja. Gebruik julle daai maal 10 to the mag knoppie daar onder. Jy moet, want jy gaan somme doen of nou of in die eksamen, ek kan onthou nie. Wat daar nie genoeg plek in jou sakrekenaar se memory gaan wees as jy nie daai knoppie gebruik nie. Vir hierdie somme spesifiek. Okay, elke liewe een het hom ingetik op hulle sakrekenaar. En jy kry 5,22. Ja. Maal 10 to the mag 14. Newtons per coulomb. En ons het opgekies as positief. Ons het 'n positiewe antwoord gekry, so dit beteken opwaarts. Okay, as jy dit nie gekry het nie, steek op jou hand sodat ek jou kan kom help. Okay, wag, ekskuus, hou net jou hand daar op en hoog. Op en hoog. Die van julle wat wel gekry het, kan vir my gaan na bladsy 41 vraag 10. Bladsy 41 vraag 10. Wil ek hê jy moet vir my doen terwyl ons nou 'n paar sekondes het. Positiewe antwoord. Nog iemand in die antwoord vraag, dat ek nog nie. Vraag 10, ja? Nog iemand? Nog iemand? Onthou jy moet nou vra. Nou, as jy nie nou vra nie, bly jy dom. Okay, goed, vraag 10. Ons gaan vinnig aan. Vraag 10 is besonder moeilik. Sleg as ek dit sê, nee. Bladsy 41 vraag 10. Maar ek's bang hulle vra die vraag net toe so ek saam sit. Dis hoekom ek dit nou wil doen met julle. Okay, hulle sê, definieer die term elektriese veld op 'n punt in woorde. Kan jy sien,
elektriese veld nie en nie elektriese veld sterkte nie. So dis die area rondom 'n punt wat 'n lading krag ervaar. Bla bla bla. Gaan oefen jou definisies. Hier is letterlik 3 definisies in die hele hoofstuk. Soos maklik. Een van daai 3 definisies gaan hulle vra. 10.2. Teken die elektriese veldpatroon vir 2 identiese positief gelaade sfere wat naby aan mekaar geplaas is. So as dit 'n positiewe lading en as dit 'n positiewe lading. Wat gaan hulle doen met mekaar? Afstoot. Okay? So ek teken dadelik so dat hulle mekaar gaan afstoot. Afstoot. Dis daai so baie mooi Juffrou Marx, pragtige prentjie. So daar kry ek reeds 2 punte. Die feit dat die ladings die lyntjies raak, die shape van die patroon positief en positief baie mooi. Die laaste een is vir die rigting van die veld. En watter rigting is die veld? Van positief na negatief of negatief na positief? Van positief na negatief. So dit beteken dit gaan weg van die positiewe lading af en hierdie ene gaan weg van die positiewe lading af. Sjap, 3 punte. So tot en met daar 5 punte uit 10, dis 50% in jou sakkie, net daar, easy peasy. Okay, nou sê hulle vir jou, jy het 'n punt P daarso, jy het 'n lading daar, sy naam is Q1, en hy is, net so maak, minus 30 mikrocoulomb, hierdie ene hier is Q2, en hy is positief 45 mikrocoulomb. Dan sê hulle vir jou, die afstand daar is 0,15 meter en hulle sê vir die afstand daar is x. Wat het ek gesê, waar gaan hulle jou altyd uitvang? Pragtig. Okay. So hulle sê dit vir jou bla 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 en dan crucial, die tweede sin daar. Sê hulle vir jou, die netto elektriese veld by punt P wat op dieselfde lyn as die 2 ladings is 0. Daai is crucial. So hulle sê vir jou, een net daar is 0. Wat is P altyd positief of negatief? Positief. Altyd. Hulle gaan dit nie vir jou sê nie, jy moet dit weet. Okay, so, en dan is die vraag obviously nou gaan bereken vir x. Solve for x. Voordat jy met die vraag begin, wat gaan jy doen? Jy gaan 'n vektordiagram teken want jy is spesiaal. Okay, goed. So op punt P, want hulle sê vir jou die netto veld by P is 0, so ek wil weet op P. P is positief, Q1 is negatief. Wat doen positief en negatief? Trek mekaar aan. So P gaan na Q toe aangetrek word. So daar is 'n elektriese veld as gevolg van Q1 links. Okay, dan positief, positief. Wat doen positief en positief? Stoot mekaar af. So P gaan afgestoot word soontoe. So die veld is al van 2. Okay, nou wat het hulle vir my gesê? Luister mooi, ek gaan vinnig praat. Hulle sê vir jou, wat is die probeer het julle nou? By juffrou? Kom ek bel hom net vinnig, dis goeie maniere. So, die netto veld is 0. En hierdie twee is in verskillende rigtings. Wat beteken dit? Die ene moet so groot wees soos daai ene. Okay. Okay, luister en kyk wat ek doen. Hallo, gaan dit? Wat doen jy? Luister, jy is nou die 11 A's, nee. Kan ek hulle vir net nog 10 minute dalk hou? Ek sien hulle nie weer voor hulle skryf nie. Dankie, ek waardeer. Wie is dit? Okay. Ja, ken ek nie die kinders in my klas nie. Okay, alright. Dankie, wat? Okay. Goed. Alright, so
Ek het sommer net regs gekies as positief. Okay, maak nie sakkie. So die positiewe ding minus die negatiewe ding is gelyk aan 0. Okay? Ja? So nou gaan ek die formules gaan invul. Kakie 2 oor r kwadraat minus kakie 1 oor r kwadraat. En dan kan ek gaan sê dat hierdie twee goeters is mos gelyk aan mekaar. Is julle met my? Okay, van die eerste negatief en is positief. Nou kan ek dit vir myself makliker gaan maak verder. Is hierdie twee is konstante, so hulle gaan mekaar uitkanselleer daar. Okay. Sorry, ek is net klaar met my werk. Ek sê net Alright, so nou kom ons sit gou die ladings in, so Q1 is, sit ons die minus in? Ja. 30 maal 10 to die mag minus 6 oor, hierdie is 45 maal 10 to die mag minus 6 oor. Juffrou Marx, ons moet fokus as ons kom by die afstande. So wat is die eerste ene Q1? Daar is Q1, daar is hy. Kan jy sien hoe crucial dit is dat jy die prentjie teken? Hoeveel keer het ek al terug verwys na die prentjie? 'n miljoen keer. Okay. Q1 en tussen P is X. So ek het hier so X kwadraat. En dan Q2, daar is Q2, daar is P. So die afstand tussen hulle is 0,15 plus X. So ek het hier so 0,15 plus X. Ek moet nie vergeet van my kwadraat nie. Okay, so tot en met hier, hierdie vraag tel 5 punte. Tot en met hier het jy 4 uit jou 5 punte. Jy het 80% vir die vraag. Want die feit dat jy hulle geminus het van mekaar, die feit dat jy die regte formule het, en die feit dat jy die regte waardes ingevul het. 4 punte. So die laaste wiskundepunt is 1 punt. Okay, maar die wiskunde is een wat die moeilikste is. Watch wat ek doen. Hier is nou klomp metodes wat jy kan doen in wiskunde. Kyk wat doen ek. Wag net gou. Okay. Goed, so, wat het ek gedoen? Ek het daai ding opgevat soontoe en ek het daai ding afgevat soontoe. Reg, kan julle dit sien? Hy's onder die lyntjie. Dan hulle albei is kwadrate. Het moes nou gestaan hierdie ding kwadraat, hierdie ding kwadraat. Ek wil definitief nie met 3 terms werk nie. So, ek kan 'n vierkantswortel hieroor sit, dan val daai kwadrate weg, dan sit ek 'n vierkantswortel daaroor. Okay? So, baie eenvoudiger. So, nou sit ek met 0,15 plus x is gelyk aan 1,2247 maal met x. Waar het jy vir nou weer daai x gekry? Ek het hierdie ingetik in my sakrekenaar, toe kry ek daai antwoord. Toe vat ek daai x aan die kant toe. Maal hy mos nou met hom. Nee? Okay, dan het ek hier so, sê nou maar ek het in wiskunde gehad, 5 plus x is gelyk aan 3x. En ek vat daai x aan die kant toe, dat ek mos nou 5 is gelyk aan 2x, nee? Ek gaan nou dieselfde hierso doen. So ek gaan sê 0,15, om daai x aan die kant toe te vat, minus ek met 'n x. So ek kry 0,2247x. Want ek het 1x geminus. Nee? Ek het gehad, ek het gesê 5 plus, wat het ek gesê? X is gelyk aan 3x. So dan sit 5 is gelyk aan 2x. Nee? Selfde ding hier, so ek het 'n x, vat hom aan die kant toe ek minus hom. So ek minus 'n volle x, so dis 0. Ja. En dan gaan jy nou gedeel deur, so dan kry jy 0,15 gedeel deur 0,2247 en jy kry 0,67 meter.
Dis 'n nee man julle. Dit is 5 plus x is gelyk aan kom ek maak dit 1.5x. As ek daai ding aan die ander kant toe vat dan minus ek mos 'n x. So ek het 5 is gelyk aan 1.5x minus x. Gee vir my 0.5x. Okay, maar soos ek sê, daai wiskunde is rof. Maar gaan luister die video weer oor, gaan kyk hierdie som. Hierdie is die moeilikste som wat jy kan kry. Ek het hy nogals gejump. Alright, en dan sien ek